Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons selfs môre met Frikkie van Logrenberg, hy is die hoof uitvoerende beampte van IFSA. Ons praat oor finansiële kwessies en dies meer, maar voor ons daarby uitkom, is dit vakansie en Frikkie, ons het vir mense gevra, kamp hulle? Hoe kamp hulle? Is jy 'n kamper of is jy 'n dorpsbly, huisbly mens? Nee, kyk, daar's een keer 'n jaar wat ons bietjie moeite toevoer en jy vat my jou karavan en jy gaan kamp vir 3 weke by die see. So ja, nee, dis nodig, dat jy bietjie jou siel rustig en ontspanne, daai hoeveelheid werk insit om 2 ure, 3 ure lank op te slaan. Dis mens sien daarna uit later van tyd. Jy slaat natuurlik groot op, smaak Ja. ek my. Natuurlik. Maar ja, Frikkie, kom ons praat 'n bietjie oor die finansies en die markte. Die monetêre beleidskomitee het verlede week gesê die prima koers gaan nie veranderd wees nie. Baie mense het gesê, luister, ons kan dalk maar so 'n bietjie van 'n asempie skep, ons kry swaar. Waarom dan nie Suid-Afrikaners bystaan met 'n bietjie verligting nie? Weer, as jy mooi nou gaan kyk waar ons nou heidaglik is en wat die komitee se spesifieke mandaat is. Hulle mandaat is glad nie om ons by te staan as sulks nie. Hulle moet ons beskerm in sekere sin. So hulle moet kyk dat dat die geldeenheid nie verswak nie. Hulle moet dit basies bestuur en hulle moet die inflasiesyfer in beheer basies hou. So as hulle te vinnig of te aggressief of buite die speelveld die rentekoerse nou bietjie verlaag, gaan dit later van tyd en waar ons heidaglik is, daar is 'n opwaartse druk in inflasie. Gaan dit later van tyd 'n verswakking in die rand en 'n inflasiedruk veroorsaak. So al is dit bietjie sleg, al is dit bietjie negatief om nou korttermyn verligting te gee, in die langer termyn is dit eintlik 'n goeie ding heidaglik dat hulle ons beskerm, dat ons nie daai erge pyn later van tyd sal ervaar nie. So hulle fokus op die makro-ekonomiese beleid van Suid-Afrika en maak seker ons op 'n gesonde plek. So as hulle 'n baie spesifieke beleid het waarop hulle fokus, wie moet vir ons landsburgers verligting bring as dit kom by finansies? So Jen, as mens nou gaan kyk wat daai spesifieke mandaat is, en wat baie ander lande in die wêreld basies doen, is jy kan subsidies gee. Nou, ons regering kan dit nie doen nie, want ons het nie geld nie. So, hulle kan belastingverligting. Nou, ons regering besluit om teen dit te gaan. Hulle verhoog ons belasting met die levies en alles wat nou daarvoor. En fokus op die groei van die ekonomie, sodat jy werkskepping en meer geld in die ekonomie uiteen kan sit. So, al wil ons regering dit vir ons doen, is hulle nie in staat om dit te doen sonder om astronomiese skulde aan te gaan ensovoorts nie. So dis nie prakties moontlik nie. So ons heidaglik is besig om te kyk, daar is 'n potensiale perfekte storm in ons ekonomie heidaglik besig om te gebeur, maar jou verantwoordelikheid wat jy moet vat, niemand gaan dit vir jou doen, die staat gaan dit nie vir jou doen nie. Jy as individu, as burger, moet self daai besluit maak, self verantwoordelikheid vat en kyk presies hoe lyk jou omgewing. Perfekte storm. Is hy. Wat bedoel jy daarmee? Bedoel jy ek moet myself uitswem kant toe? Roei, trek 'n baadjie aan, kry alles reg. Ja. So Pierre, dit klink nou verskriklik, maar daar's 'n potensiaal. Dit is hoekom ek sê, as jy gaan kyk, verskriklike opwaartse rentekoers druk of inflasie druk, pryse, ons sien nou presies waar die pryse van op gaan, die verhoging in die brandstofpryse, verhoging in elektrisiteitspryse, daar's soos 'n druk wat op jou en my se sak gaan kom die volgende tydjie. Saam met dit het jy die verskriklike politieke beweging met die Iran-oorlog ensovoorts. So jy het 'n baie negatiewe sentiment wat saam met dit gaan, en dan natuurlik het jy onmenslike volatiliteit in die mark. Jy het jou buitelandse mark, by jou oorsese mark, jou Nasdaq, S&P 500, plaaslik het die JSE, is daar baie negatiewe beweging, baie volatiliteit. So as jy hierdie kombinasies nou bymekaar kyk en jy kry mag nou mense wat sentimenteel dink en hulle begin so skrikkerig raak, hulle begin verkoop, dan begin dit 'n sneeubal effek gee. So daar is 'n potensiaal wat ons net moet dophou. Hierdie politieke geraas, of dit nou hier is in ons buitelandse beleid, of dit nou die oorlog is, of die munisipale verkiesings is, al hierdie politieke geraas in Suid-Afrika, watter rol speel dit op beleggers? Jen, nogal taamlik, ek moet sê, want dit is baie moeilik om dit nie te hoor of mis te kyk nie, want almal is op sosiale media, almal is luister na die nuus, hulle lees die nuus ensovoorts, dan as jy by die braaivleisvuur of by die kerkbazaar staan, almal praat maar oor hierdie goed, so dit het 'n baie groot impak op hoe mens dink. En dit is die ding, mens moet nie daai negatiewe sentiment jou uiteensit nie, of negatief laat voel nie. Jou probleem is as jy nie 'n strategie of 'n plan het wat na die dinge basies kyk, dan het jy 'n bietjie van 'n probleem. So mense bel my op 'n daaglikse basis en sê, wat maak ek nou? Sit ek geld onder die matras? Wat asseblief moenie dit doen nie, maar dit is die tipe van vrae wat ons basies kry. Want as jy gaan kyk,
die mark het baie goed presteer die afgelope 2 jaar, baie goed. So ons sê dankie daarvoor, maar dis ook net tydelik. Die mark is nou in 'n siklus van volatiliteit en daar is negatiewe sentiment wat daar. Dis ook net tydelik. So die idee of die geheim is net om rustig te wees en maak seker jou planne is reg. Net tydelik. Dit maak my nog steeds baie paniekerig. 'n Mens moet dan kan 'n mens jou eie besluite neem. Kan 'n mens sê ek gaan nou beheer neem oor my finansies? En in watter wyse kan 'n mens dit doen om dit verantwoordelik te doen? So Pierre, 100%. Jou daai eie besluit is verskriklik belangrik want dis 'n stap in die regte rigting. Jy moet gaan identifiseer waar is jy as belegger? Waar is jy as persoon? Wat is jou hoe lyk jou omstandighede? Nommer 1. Nommer 2, waar moet of wil jy uitkom? As jy 'n spesifieke doelwit het, inkomste doelwit of ek moet by 'n sekere hoeveelheid kapitaal uitkom op 'n sekere tyd, dan weet jy mos nou hoe jou plan lyk. Jy sit jou strategie bymekaar, jy kies die regte fondse of die regte onderliggende bateklasse om daarby uit te kom en jy prosesseer jou plan en hersien daar jy gee basies nie om, jy neem notisie, maar dit is nie dit beïnvloed jou nie wat buite in die mark aangaan. Jou strategie is om daarby uit te kom en oor tyd sal jy dan daarby uitkom. So as ek nou met my adviseur praat, hoe weet ek hy kyk na al my finansiële behoeftes? So Jen, is 'n baie belangrike vraag. So 'n onafhanklike persoon uit die aard van die saak staan heeltemal onpartydig tot maatskappye, fondse, platforms ensovoorts. So hulle kan werklik waar die beste vir jou gaan kry wat daar buite beskikbaar is. Dis nommer 1. Nommer 2, daar spesifieke lisensiekategorieë wat adviseurs moet aan voldoen om selfs met jou te kan praat oor alternatiewe verskansingsfondse, aandeleportefeuilles, en buitelandse portefeuilles. Daar spesifieke lisensies wat daarmee gepaard gaan. So jy wil seker maak dat jou adviseur geakkrediteer, gelisensieer, onafhanklik is en dan dat die batebestuurders wat gebruik is ook onafhanklik is. Laat almal na mekaar kyk en seker maak jy kry die beste wat jy kan. So, kry die regte mense met die regte kontakte en die regte toegang. Dan, watse finansiële beginsels is daar as ek my plan uitwerk vorentoe? Duidelike doelwit. Dis nommer 1. Jy kan nie net wegspring om te sê ek wil in daai rigting ingaan nie. Jy het mos nou 'n duidelike doelwit waarby jy moet uitkom. Dan jou strategie wat jy gaan neersit moet soveel as moontlik bateklasse basies uitbestaan. Al is dit in verskillende ratios. Met ander woorde, as dit nou baie laer risiko is, dan jy laer risiko bateklasse, meer kontant ensovoorts, maar jy het blootstelling by almal en dit pas jou uit. En die laaste punt wat 'n kritiese beginsel is belastingbestuur of struktuur. Dat jy seker maak dat jy so min as moontlik weggee van jou portefeulje en seker maak dat selfs oor die langer termyn of by afsterwe tot, dat jy dit in berekening bring en weet presies waar jy staan en dan soveel as moontlik van daai aksies kan teeloods. Frikkie, hoe bestuur ek risiko en is risiko sleg in my finansiële plan? Jane, daar is verskillende risiko's. In elke portefeulje is daar risiko. Maak nie saak al het jy geld in die bank, het jy risiko, want jy het 'n inflasie risiko wat jy later van tyd dan. So daar is altyd risiko. Nou, ek sê altyd 'n mens moet nie bang wees vir risiko nie, soos jy sê, mens moet dit bestuur. Want as jy nie risiko in jou portefeulje het nie, het jy nie 'n potensiaal vir groei nie, want jou risiko wat jy vat in verskillende bateklasse, dis daar waar jy die impak gaan voel dat jy kan groei potensiaal. So 'n mens moet nie bang wees vir risiko nie, bestuur dit uit en daar is spesifieke matrikse wat 'n mens kan gebruik daarvoor, maar daar's ook 'n verskil tussen volatiliteit, beweging in die mark en risiko, mense wat dit as risiko sien. Weereens, daai beweging in die mark, positief en negatief, is 'n tydelike beweging. Jou risiko is as dit negatief raak en jy raak emosioneel en jy onttrek jou geld op daai punt in tyd, dan realiseer jy daai verlies, maar is nog eintlik nie heeltemal daarso nie. So 'n mens moet hierdie net as deel van die portefeulje sien, kundigheid inkry en seker maak jy vat genoeg risiko om by jou doelwitte uit te kom en die emosie uit die situasie uit haal. Daar sal altyd risiko wees. My pa het altyd gesê jy plant 'n boom vir die volgende generasie en as jy nie moenie omkyk nie, gaan hy vrek. So dis omtrent vir my dieselfde tipe ding wat vir my sin maak. So plant hom nou om in die gang. Baie dankie vir jou moeite en insig vanmôre. Dankie vir julle. En jy gaan nie nou kamp nie, jy gaan eers Desember kamp. Eers Desember kamp. Ja, nee, my rug is nog in spasma. Van opslag. Dit gebeur as 'n mens baie goed sien toe vat. Ja, dis Frikkie van Logrenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA wat vanmôre 'n bietjie van sy insig met ons kom deel het. Onthou, as jy met IFSA kontak wil maak, met hulle wil gesels, SMS gerus die woord kontak
So maklik soos dit na 48422. Kontak na 48422. SMS kos R150 en BSNV geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer met die FSP-nommer 4337. Ons is nou weer terug en dan gesels ons verder oor 'n redelike interessante arbeidswetgewing.